dankie vir die geleentheid wat ons vanoggend het om hier as u kinders bymekaar te kom om u naam te verheerlik, u naam groot te maak. U woord te kan lees, te kan sien dit wat u vir ons as u kinders wil sê vanuit u woord. Here, dankie vir die geleentheid dat ons vanoggend ons oë kon oopmaak en na hierdie diens toe kon kom. Here, baie keer dan sien ons alles so vanselfsprekend. Maar Here, dankie vir die voorreg wat ons het om nog so by mekaar te kan kom en u te kan verheerlik as u kinders. En ek bid, Here, dat u vandag met ons sal wees soos wat ons tyd in die woord spandeer. Here, dat u ons gees sal oopmaak, that you will open our spirits, Father, to receive that what you want to say to us, that what you want to impart within us this morning. And I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie aanbiddingspan. Wonderlik om die Here se naam groot te maak. Wonderlik om hom te dien. Nou julle het vanoggend so 'n paar punte aangeraak met die gebed en met die lofprysing en aanbidding. Want vanoggend se boodskap is oor dankbaarheid. Gratitude. So jy sal weet wat jy gebid het, wat jy gesing het vanoggend. Gratitude, a posture of worship. Dankbaarheid, 'n postuur of 'n posisie van aanbidding. Nou hier staan ons vanoggend op die vooraan van die einde van die jaar. Hierdie jaar het vinnig na 'n kant toe beweeg. En is lekker om te sien, hier is 'n paar van ons mense vanoggend hier. Baie is al weg op verlof. Hulle lê by die see. Iemand het vir my so 'n klip gestuur van 'n ou wat huil. Hy sê, ek moet werk en ek kry net foto's van almal by die see. Dus dink ek, ja, dit is hoe dit is. Van ons moet werk. Nou, vir van ons kon hierdie jaar gevoel het as 'n ewigheid wat, dit kom net nie tot 'n einde nie, dit kom net nie tot 'n einde nie. Van ons het dit, mag dit dalk gevoel het, dat die jaar 'n gewig is wat ons dra. Dit is nie so maklik nie. Dinge het dalk nie vir jou uitgewerk, soos wat jy gehoop het dit sou uitwerk nie. En in dit kon jy dalk gevoel het, maar dit is nie maklik nie. Hierdie jaar is nie vir my maklik nie. Vir my persoonlik, as ek na hierdie jaar kyk, was dit eintlik 'n jaar van seën. Was dit 'n jaar van oorvloed. Maar tog, in dit, was dit 'n jaar van uitdagings. Ek gaan vir julle sê, daar was heel wat uitdagings, wat ons getrotseer het, wat ons moes deurbid, wat ons die Here moes vertrou het. Nou, terwyl ons die laaste blad, dink julle weet, daar's nuwe kalenders vir die nuwe jaar, en ek weet van die mense het al gevat, van julle wat hier is, as jy nog nie 'n kalender het nie, daar is, kry vir jou, maar hierdie jaar se kalender, waarop staan, the harvest is ready, die oes is gereed, is ons op die laaste bladsy. Die laaste blad word omgeblaai. Dit voel vir my nog soos die begin van die jaar, waar ek gekyk het na Januarie, en dis die eerste blad. Hier is ons op die laaste blad van 2025. God is nie net die God van die begin nie, maar hy is ook die God van die einde. Maar in hom is daar nie 'n einde nie. Hy is ook die God van die verandering van jare, die verandering van seisoene. So ons sien dit. Vanoggend fokus ons harte na hom. Na die een, na ons Skepper, wat vir ons gelei het deur 2025, wat ons gedra het in hierdie jaar. Ons fokus is op hom. En ek wil vandag tyd neem om stil te word. En ek wil jou vra om net te besin oor die jaar wat verby is, of amper verby is. Wat het dit vir jou ingehou? Hoe het jy hierdie jaar gesien? Was hierdie jaar vir jou uitdagend? Was hy maklik? Hoe sien jy hierdie jaar?
Ons word nie stil om te kla nie. Ons word nie stil om te murmureer nie. Ons word stil in dankbaarheid. In dankbaarheid in dit wat God kom doen het. Nou elke seisoen, elke jaar het sy positiewe en hy het ook sy negatiewe. Hy het ook sy goeie, maar ook sy nie so goed nie. Stormtye en sonskyn. Dit is wat hy het. Daar het al trane gevloei. Daar was dalk vreugde. In dit bly een ding staan. In dit is een ding waar. En dit is dat God getrou is. Hy bly getrou. Hy is onwankelbaar. God is faithful. Ek wil net kom ons bly na Psalm 103 vers 1. 'n baie kort Psalm. Kyk wat staan daar. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. So as we read the scripture, we bless the Lord. My soul must sing out, bless the Lord. All that is within me. Bless his holy name. Now, when we look at gratitude, it's not just a polite response. It is a spiritual posture that recognizes God's hand in every season. A spiritual posture we take in that sees God's hand in every season. Thanking God not only for the destination, but for the process, for the journey that we are on. Appreciating Him in the highs and in the lows. And gratitude for us as believers is to say, Lord, I see your hand. Lord, I see your hand, even if I do not understand. Because there's times that we don't understand. Why is things happening? Why is things going the way it's going? Hoekom gebeur dit met my? Hoekom kan ek nie goed deursien nie? Hoekom moet ek so sukkel soms? Maar Here, in dit sien ek u hand. Jare terug, dis nou al meer as 20 jaar terug, 25, 30 jaar, wat ons deur 'n moeilike tyd as gesin gegaan, waar ek uitgebrand het. Toe ek in dit was, het ek dankbaarheid gehad? Nee. Ek wil jou eerlik wees. Nee. Ek was nie dankbaar vir dit wat gebeur nie. Ek was nie dankbaar in dit wat ek moet deurgaan nie. Is ek nou dankbaar oor dit wat ek deurgegaan het? Ja. Dit klink weird. Maar weet julle, as ek nou terugkyk op dit wat ek deurgegaan het, die moeilike in dit, die uitdagings in dit, besef ek, in dit het die Here sekere, hoe kan ek sê, positiewe dinge in my lewe gebou. Hy het my geleer, wat is dit om hom te vertrou? Hy het my geleer, wat is dit om in die moeilike te kan staan? Dis wat hy my geleer het. Wat is dit om hom te soek in alles? Daar mag dalk tye hierdie jaar gewees het, waar ons nie dalk geweet het of ons dit sou maak nie. Gaan ek dit maak of gaan ek dit nie maak nie? In dit het die Here ons deurgedra. In dit was hy met ons. Al het ons dit soms nie gesien nie. We don't always see how God is carrying us, how He's bringing us through those difficult situations, through those difficult times. He is there. Sommige situasies kon so intens gewees het, dat ons harte teen baie warrelende emosies moes bewaar.
Here, ek verstaan nie, maar U bly getrou. Ek is dankbaar. Wat doen dankbaarheid aan ons? Dit bewaar ons hart teen gebrokenheid en bitterheid. It protects our heart against brokenness and bitterness. That is what gratitude does to us as a being. En omdat dankbaarheid die hart bewaar, het ons die vermoë om terug te kan kyk en die spore van teleurstellings, die spore van verlies, die spore van seer, wat in ons lewens dalk mag gevind het, te genees, deur 'n hart van dankbaarheid. Dankie, Jesus. En in dit, soos wat ons dankbaar is, vind genesing plaas. Healing takes place. A grateful heart says, I may not have gotten everything I wanted. I may not have gotten everything I wanted, but God gave me everything I needed. Everything I needed in order to stand. At times we feel we can't stand, but He gave me everything to be able to stand. Philippians 4 verse 19, and my God will liberally supply, fill until full, your every need, according to His riches in glory in Christ Jesus. He will fulfill, He will supply, according to His riches in glory. Liberally. He said He will supply abundantly in every need. He will fulfill it. But there's a part that we need to do. We need to labor. We must bring our part, then He does His part. There's no buts or maybes. God will provide. If we do our part, He will provide. How did He provide for you during this year? Hoe het Hy vir jou voorsien gedurende hierdie jaar? Net jy kan daai vraag beantwoord, want dit gaan so verskillend wees as ek vanoggend hier moet vra. Die antwoorde gaan legio wees. Maybe He didn't provide how we perceive it or how we thought it's going to be. Because this scripture says it's according to His riches in glory. It's according to that. Dink vir 'n oomblik terug na sekere situasies wat jy gedurende hierdie jaar ervaar het. Die mooi, die goeie, die uitdagings, die moeilike. In dit was Jesus. Hoe Hy voorsien het. Hoe Hy jou duidelik gelei het in elke situasie, elke seisoen. Hoe Hy ons deurgebring het as gemeente hierdie jaar, sodat ons as individue, as gemeente, oorwinnings kon behaal. Alles in Hom. En alles wat ons doen, wie is ons voorbeeld? Jesus. Alles wat ons doen, gaan ons terug na die woord toe. Hy is en bly ons voorbeeld te alle tye. Want alles wat Hy gedoen het, het Hy in gehoorsaamheid tot God die Vader gedoen. Hy het eers God die Vader genader, en dan het Hy gedoen, soos wat God hom gelei het. Totale eenheid tussen hom en sy Vader. Dit wat in Jesus se hande geplaas word, vermeerder Hy. En dadelik gaan my gedagtes, as ek dit hoor of dit sien of dit lees, alles wat Jesus, wat ons in sy hande plaas, vermeerder Hy. En dan dink ek aan die 5 broodjies en die 2 vissies. 5 brode en die 2 vissies, toe Jesus die skare toegespreek het,
toe die mense begin honger raak. En toe was daar 'n seentjie met 5 brode en 2 vissies. Maar wat vir my interessant is in hierdie gedeelte, in Matteus 14 vers 19, ek gaan dit nou lees. Jesus het gesê, bring dit. Kom ons lees gou wat staan in vers 19. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 vissies, kyk op na die hemel en dank. En nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan die disippels en die disippels aan die skare. Het julle iets opgemerk in hierdie skrifgedeelte? Hier is 'n sleutel in hierdie skrifgedeelte. Het julle hom gekry? Jesus het nie net hierdie vissies en broodjies geneem en dit uitgedeel nie. Of gesê, deel dit uit nie. Hy het nie net opdrag gegee en gesê, deel dit uit nie. Hy het dit geneem en in dankbaarheid tot God die Vader gebid en die brood en die vissies geseën. Toe het hy dit uitgedeel. Here, God, my Vader, dankie vir die 5 broodjies en die 2 vissies. Ons gaan nou die skare van duisende gaan ons nou voed. Hiermee. Dankie dat u voorsien het. En dit word uitgedeel. En wat het gebeur? Vermeerdering vind plaas. Soos wat die disippels dit uitgedeel het en in die hande van die mense geplaas het, het vermeerdering plaasgevind. Don't wait for something to happen. We need to start stepping out in faith. 'n Geloofsstap. Jesus kon gebid het. Hy kon gesê deel uit en hulle kon sê Here, dis te min. Jesus, dis te min. Sorry, ons kan dit nie uitdeel nie. Wie gaan eet en wie gaan kyk? As soon as they stepped out in faith and handed it over, it multiplied. Gratitude to God the Father for that what he placed in his hand. Geleentheid hier om harte na God te bring. 'n Oomblik waar 'n wonderwerk weer eens plaasgevind het en goddelike krag tentoongestel kon word. Dit wat God doen. Alle eer aan hom. Die skare was honger en in dit toon Jesus dankbaarheid teenoor sy Vader. Dankie Here, ek dank U vir hierdie voorsiening en ek seën dit en vermeerdering vind plaas. What does gratitude do? Gratitude unlocks increase. Gratitude opens the door for more. When we thank God for where we are, He prepares us for the next thing, for the next step, for the next to come. And what does He do? As we step out, as we have a heart of gratitude, His peace will be evident in our lives. Faith will be evident in our lives. And we will be able to look ahead, not look back. Look ahead to what God wants to do, not looking back of what was. As we reflect on the past year, we remember, we acknowledge God's faithfulness. Jy sit vanoggend hier. Dis as gevolg van God se getrouheid. As ek sien hoeveel mense nie meer met ons is nie, en soos vanoggend gebid is ook, ons is dankbaar dat niemand uit hierdie gemeente se lewe dat die Here niemand hierdie jaar geneem het uit hierdie gemeente nie. Ons kan die Here dankie sê dat ons vandag hier is. Ons met dankbare harte kan ons hom die eer gee vir dit. Dat ons dink altyd, baie keer sal mense dink, ag daar moet iets groots gebeur, daar moet nee.
Here, die feit dat U my gedra deur die jaar en ek my oë oopmaak vandag, sê ek vir U dankie. Remembering God's faithfulness in the past fuels our confidence for the next season. It fuels our confidence for that what needs to come next year, 2026. That gives us confidence for what is lying ahead. Because we don't know what's happening next year, but we can have confidence of what is to come. And gratitude strengthens our faith for the future. Lord, increase faith. I thank You, Father. I exalt You. I magnify You. With a heart of gratitude, I worship You. That gives me faith for that what needs to come. If God healed this year, He will heal next year. Lamentations 3 verse 22 to 23. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Your faithfulness. As daar een ding is wat jy moet onthou vandag, groot is Sy getrouheid. Jy in jou kar ry, great are Your faithfulness. As jy daar op jou plaas stap, great are Your faithfulness. In jou besigheid, in die dorp, great is Your faithfulness. Here, ek voel dit dalk nie vandag nie. Die lewe druk miskien. Great is Your faithfulness. Groot is U getrouheid. Sy getrouheid. Dit beteken dat die Here ewig trou is, dat Hy standvastig is, dat Hy betroubaar is. Dit is eintlik alles wat hierdie skrifgedeelte vir ons sê. En wanneer dit voel of dinge dalk uit mekaar mag val, kan ons Hom vertrou. Kan ons Hom vertrou. Want Hy is onveranderd. Sy liefde is standvastig. Sy woord is onveranderd. Dit wat Hy in Sy woord sê, bly staan tot in ewigheid. Sy genade, Sy deernis, Sy liefde, Sy wil om mense vry te maak, te restoreer, bly staan vas tot in ewigheid. In dit is ons dankbaar. Dan lees ons in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Jy sien, die skrif, die woord van die Here is eintlik vir ons soos dit is vir my soos 'n legkaart of 'n pad. Almal het mos 'n GPS as jy iewers heen ry, maar hoe jou lei. En as ons hier sê die skrif vir ons, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So daai you kan jy verander sê for me. Dit is Sy wil vir my. Dankbaarheid is 'n dissipline. Dankbaarheid is 'n dissipline. Dit is nie 'n gevoel nie. Here, ek voel nie vandag dankbaar nie. Maar Here, al voel ek nie vandag so nie, ek is dankbaar. Ek gaan dit miskien nou nie tot in die hoogste stemtoon uitskree nie, maar ek is dankbaar, Here. Hier waar ek is ek dankbaar. En dankbaarheid is 'n kragtige geestelike wapen. 'n Aksie van aanbidding. Jesus, dit mag moeilik gaan. Ek mag uitdagings hê. Maar Here, ek is dankbaar dat U my lewe nog gespaar het. Ek is dankbaar, Here, dat ek nog kan asemhaal. Ek is dankbaar, Here, dat ek kan sien, dat ek kan hoor. Al voel ek nie so nie. En wanneer ons dankbaarheid beoefen, leef ons in God se wil. Wanneer ons in Sy wil is, openbaar Hy Sy karakter en weerspieël ons Hom, soos wat ons in gehoorsaamheid is tot Hom.
gratitude shifts the atmosphere of the heart. It shifts that what is in our heart. The more we grow in Christ, the more natural thanksgiving will come forth, and it will flow automatically. It will flow automatically. As we look back at this year, let's be grateful for what the Lord has done. Julle wat nog kinders in die huis sit, sien die jong kinders hier sit vanoggend. Dis wonderlik. Dankie Jesus vir my kinders. Dankie dat U hulle gespaar het. Dankie dat hulle sulke goeie rapporte het. Dankie dat hulle gesond is. Gratitude. May we have a grateful heart for the year that's coming, where we will see His mercies. And as we look around us, see His goodness, see His faithfulness. In the past and in the year to come. Hierdie jaar wat kom. And as we look ahead into 2026, we trust His word. We trust His promises that He has spoken out over us. We're not going to step into this new year with fear. We're not going to step into this new year with regret. We step into it with a posture of gratitude. 'n postuur, 'n aksie, 'n posisie van dankbaarheid. Dis wat ons gaan doen vir 2026. Father, thank you for carrying me through this year. Thank you for carrying us through this past year, 2025, Lord. Thank you, Father, for victories won. Thank you, Lord, for lessons learned as we lived our life through this year, 2025. Thank you for the doors that you have closed, Lord, but thank you for the doors that you have opened for us, Father. And Lord, this morning, I declare that the God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit that has kept us during 2025 will keep us for the rest of 2025 and 2026. Our future is safe in your hands, Lord. It is safe in your hands, Father. And Lord, I pray that as we step into a place of gratitude, having that action of worshiping unto you with a heart of gratitude, Father, that you will guide us. Here, dat U ons sal lei. Here, ek bid U beskerming oor elkeen. Ek bid, Here, dat soos wat ons van sekere dinge laat gaan in ons lewens, Here, dat U daai vakuum sal kom vul met U liefde, met U getrouheid, met U seën. Here, dat ons sal kan juig en sal kan jubel met harte van dankbaarheid. Nie omdat ons gekry het wat ons wil hê nie, maar omdat ons weet U is getrou en U gee vir ons die beste. Here, wees met elkeen. Ek bid, Here, dat U ons sal lei deur U Gees, dat U ons sal bewaar, en Here, dat ons as getuies 'n getuienis sal wees van wat dit is om met dankbare harte te leef.
En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.